Goeiemôre vriende en baie welkom by vanoggend se erediens. Ek wil graag vir ons vanoggend begin so met 'n gedagte uit Psalm 8 uit. Psalm 8 wat begin met hierdie wonderlike gedagte waar die psalmdigter sê, Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge, besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. En dan brei die psalmdigter nog verder uit. Hy praat oor die sterre waarin God 'n plek in die hemelruim gegee het. Hy besing eintlik die grootheid van die Here se naam en dan kom hy by 'n gedeelte en dan sê hy, Here, wie is die mens dat u aan hom dink? Hy sê dat u aan die mens hierdie aarde gegee het om oor te heers, dat u ons aangestel het as rentmeesters. En al wat hy uiteindelik kan doen en sy konklusie is om weer te herhaal en te sê, Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die ganse skepping. Vriendag, dis my gebed dat jy vanoggend ook in die besonder net opnuut bewus sal word van God se grootheid. Dat jy vanoggend opnuut net weer sal onthou dat dit God is wat aan my en jou die lewe gee, wat aan my en jou alles wat ons kan sien en aan kan dink en kan ruik en kan voel en kan beleef in hierdie wêreld en hierdie skepping, dat dit God is wat dit aan ons gegee het en dat ek en jy inderdaad en in elke opsig begenadig is. Nou kom ons word so saam as begenadigdes stil voor die Here ons God in eerbetoning en in diepe afhanklikheid en erkentenis van sy grootheid. Here, ons wil vandag saam met die psalmdigter kom sê, hoe glansryk is u heerlikheid, hoe wonderlik is u naam oor die ganse skepping. Ja, Here, saam met die hele skepping wil ons vanoggend u naam kom besing en al die lof en die eer en die heerlikheid aan u kom gee, Here ons God, want dit behoort aan u tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed aan elkeen van julle, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord so op die Here wat ons vanoggend by mekaar roep om saam, al is dit nou op digitale platform, om saam sy naam groot te maak en om die lof aan hom te bring, om soos die psalmdigter waarlik saam uit te roep, hoe wonderbaar is sy naam oor die ganse skepping. Kom ons doen dit, waar ons nou 'n loflied tot eer van sy naam gaan sing. Sy woord en sy gees, gee ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorsame kinders te wees. Maak ons so hierdie getroue getuies, dat ons met vreugde dit oral vertel. Christus oorwinnaar oor dood en oor chaos, hy ken ons nood, hy kom red en herstel.
Alle volke klap jou hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning en hy roep ons almal saam. Die skare juig en horens blaas, ons almal roem sy naam. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Op 15 Januarie 1989 publiseer die Lexington Herald Leader 'n artikel wat vertel van 'n gesin wat gewoon het in Palm Beach, Florida, daar waar al die Hollywoodsterre bly. En hoe dat hierdie gesin 'n televisiereeks toestemming gegee het om daar in hulle erf 'n episode te kon verfilm. Nou die reeks waarmee hulle besig was, dalk is daar van julle wat so iets onthou, die reeks se naam was B.L. Stryker. Dis 'n speurverhaal gewees, 'n aksiespeurverhaal wat so 'n paar episodes gehad het. Ek het dit ooit geken nie. Hulle sê wel dit was hier in die tyd van Columbo en van Kojak. Nou ek onthou Columbo en Kojak van my kinderdae af, maar die B.L. Stryker onthou ek nie. Maar nietemin, dit was 'n aksiereeks gewees. En so het die filmspan toe nou opgedaag die dag en hulle het 'n episode daar verfilm waar daar 'n ontploffing was en die karre het daar oor die erf gery en hulle het eiendom beskadig. En vertel die artikel dat so deur die verfilming van hierdie episode het die filmspan se hoof op 'n stadium 'n oproep ontvang van 'n baie ontstoke huiseienaar uit New York uit, wat toe vertel dat die erf of die huis waar hulle besig was om hierdie episode te verfilm, en hierdie huis wat hulle eintlik besig was om te verwoes met al hulle goed wat hulle gedoen het vir die episode, dat dit inderdaad eintlik sy eiendom was, en dat die mense of die gesin wat vir hulle toestemming gegee het om daar te kom verfilm, dat hulle net die huurders was, wat toe nou 'n kans gevat het en die erf beskikbaar gemaak het. Vriende, so komies of dalk so skokkend as wat hierdie artikel vir ons dalk mag wees, illustreer dit vir ons so mooi, ek dink 'n baie harde realiteit oor die feit dat reg deur die geskiedenis dat die mens so dikwels hierdie lewe en hierdie skepping op dieselfde wyse benader. Sien, want ons leef so dikwels asof hierdie lewe en alles wat dit vir ons gee, ons eiendom is. Ons lewe asof hierdie skepping, hierdie aarde waarop ek en jy leef, asof dit ons eiendom is. Ons lewe asof baie keer, asof die mense in ons lewens ons eiendom is. Asof ons op een of ander manier 'n wesenlike eiendomsreg tot al hierdie dinge het, en ek en jy eintlik daarmee net kan maak wat ons daarmee wil doen.
En die vraag, vriende, wat dit by my laat opkom is dit. Is dit waar? Is ek en jy regtig die eienaars van al hierdie dinge op aarde en in ons lewens? Of is ons dalk net die huurders? En wat sou die implikasie wees van 'n antwoord op hierdie vraag vir my en vir jou as gelowiges? Vriende, ek nooi jou om saam met my vanoggend te lees uit Numeri 27 uit daarvan vers 1 af. En om saam met my vanoggend ook deur hierdie teks so 'n bietjie saam te soek na 'n moontlike antwoord op hierdie vraag. Is ek en jy die eienaars? Of is ons net huurders? En of wie is dan die eienaar en of gewer van al hierdie dinge? Kom ons lees saam uit Numeri 27 van vers 1 af. Die dogters van Selofgad. Die dogters van Selofgad het na Moses toegekom. Hulle het aan die Manasse stam behoort. Selofgad was 'n seun van Gefer, seun van Gilead, seun van Makker, seun van Manasse, seun van Josef. Die dogters was Magla, Noa, Gogla, Milka en Tirsha. Hulle het voor Moses en die priester Eleazar en voor die leiers van die hele gemeente by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan en gesê: Ons pa is in die woestyn dood. Hy was nie een van Korag se bende wat teen die Here saamgesweer het nie. Hy het deur sy eie sondes gesterf en geen seuns gehad nie. Waarom moet ons pa se naam uit sy familie verdwyn, net omdat hy nie 'n seun gehad het nie? Gee vir ons grond tussen die van sy familie. Moses het hulle saak voor die Here gebring en die Here het vir hom gesê: Selofgad se dogters het gelyk. Jy moet beslis vir hulle eie grond tussen die van hulle pa se familie gee. Gee vir hulle die grond wat hulle pa sou kry. Sê vir die Israeliete: As iemand sterf en hy het nie 'n seun nie, moet julle sy grond aan sy dogter gee. As hy ook nie 'n dogter het nie, gee sy grond vir sy broers. As hy nie broers het nie, gee dit vir sy ooms aan sy vaderskant. En as sy pa nie broers gehad het nie, moet julle sy grond vir die naaste bloedverwant uit sy familie gee, dat die dit kan besit. Dit moet vir die Israeliete 'n bindende voorskrif bly, soos die Here vir Moses beveel het. Vriende, ons lees tot sover. Geseënd is elkeen wat die woord van die Here hoor en wie dit ook ter harte neem. Kom ons word 'n oomblik stil en dan bid ons saam. Ons liefdevolle God en Hemelse Vader, Here, so baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend saam die woord te kan oopmaak, om saam daaruit te kan lees, Here, en om ook op hierdie manier, Here, U aangesig te soek en te vra na U wil in ons lewens. Ons wil vra, Here Jesus, dat U deur die kragtige werking van die Heilige Gees U woord vir ons vanoggend weer opnuut sal kom oopbreek, Here. En dat dit nie net iets sal wees wat ons met die ore sal hoor nie, maar Here, dat ons dit vanoggend ook met die hart sal hoor. En dat dit sal oorvloei in ons dade, in ons denke, en ook in die manier waarop ons met U skepping en met U gawes omgaan. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Vriende, is hierdie nie 'n ongelooflike mooi verhaal wat ons hier in Numeri 27 lees nie? As ons
so 'n bietjie fyner gaan kyk na die agtergrond agter hierdie teks en ook na dit wat in hierdie teks aan die gang is, dan sien ons dat Numeri 27 geskryf was vir 'n post-eksiliese gemeenskap, maar dat dit afgespeel het in 'n pre-eksiliese gemeenskap. En dan hoor ons eintlik dat hierdie gedeelte juis dan, afgesien van die gemeenskap waarbinne dit afgespeel het, dat dit in terme van hierdie post-eksiliese gemeenskap, met ander woorde 'n gemeenskap wat uit ballingskap uit teruggekeer het, dat dit die funksie daarvan gehad het en eintlik oorvertel was aan die volk om hulle te help met 'n baie moeilike vraagstuk. Naamlik, nou dat die Israeliete teruggekeer het uit ballingskap uit en hulle weer terug gaan na hulle familiegrond toe en hulle weer hierdie grond moet gaan inneem, hoe moet hulle maak met die verdeling of die indeling van die grond, wanneer hulle nou terugkeer? Watse riglyne is daar, wat God dalk vir ons gegee het, wat ons kan gebruik om ook so met ons terugkeer na ons land toe, op 'n regverdige wyse daarmee te kan omgaan. As ons dan ook verder na die spesifieke verhaal kyk, na die pre-eksiliese gemeenskap waarbinne dit afspeel, dan sien ons dat die fisiese gebeure afgespeel het hier so net na die woestynwandeling van die Israeliete vir 40 jaar in die woestyn gewees en eintlik voordat hulle die beloofde land binne gaan. Ons weet dat daar 'n volkssensus was wat hulle gehou het en dat daar natuurlik beplan was en begin gepraat was oor om die beloofde land binne te gaan. En dan lees ons hier dat die dogters van Selofgad toe na Josef en Eleazar en dan ook na die leiers van die volk toe gekom het met 'n baie spesifieke versoek. Nou, dis belangrik vir ons om hier op te let dat hier melding gemaak word van Moses, van Eleazar en van die leiers van die volk. Want wie was hierdie mense gewees? Ons weet natuurlik wie Moses was, ons het al 'n bietjie meer inligting oor Eleazar, maar die leiers van die volk was basies eintlik maar net die vergadering van al die manne, van al die paas. Want elke familiehoof het outomaties deel gevorm van die leierskap van Israel. En daarom moet ons raak sien dat as hierdie dogters van Selofgad hier na Moses en Eleazar toe kom om vir hulle 'n versoek te rig, dat hulle kom na daardie ouens wat die mag gehad het, daardie ouens wat die seggenskap gehad het, daardie ouens wat leiding in Israel geneem het. En ons moet raak sien dat wanneer hierdie dogters na hierdie mense toe kom met hierdie versoek dat hulle graag wil vra dat hulle pa se grond of die grond wat hulle pa sou kry sodra hulle nou in die beloofde land ingaan en die grond verdeel word, dat die grond wat hulle pa sou kry, dat dit nog steeds aan hulle gegee sal word. Ons moet raak sien dat hierdie dogters eintlik in 'n baie onsekere en 'n baie weerlose situasie was. Want sien, hierdie was 'n patriargale samelewing. En binne hierdie patriargale samelewing waar met ander woorde die pa die hoof van die huisgesin was en waar die pa ook die eienaar van grondgebied was en alleen eintlik die seuns erfreg gehad het tot daardie grond, binne 'n antieke mediterrane samelewing, as ons na die groter prentjie daarvan kyk, waar die vrou eintlik baie min regte gehad het, sien ons dat hierdie dogters werklik waar in 'n regtige onsekere en weerlose situasie is, dat hulle moontlik, as daar nie iets sou gebeur om hulle te help het nie, dat hulle op straat sou sit. En dan kom verras hierdie verhaal ons. En is iets so mooi wat gebeur en so verrassend. En ek dink die mooi wat ek wil uitlig van wat hier gebeur is dat ons sien hierdie is 'n gemeenskap
waarin God se vrede, lyk dit vir my, regtig tot sy volle reg gekom het, 'n gemeenskap waarin daar wederwysige respek tussen mense was, waarin ek dink almal die verhouding met God dalk regtig, ek dink op 'n besondere wyse verstaan het en hulle omgegee het vir mekaar, waarin hierdie dogters van Selofgad, al was dit 'n weerlose en onsekere situasie, waarin hulle die vrymoedigheid gehad het om na die leiers van die volk toe te kom, en om te kan sê, maar ons het hulp nodig, asseblief help. So daar's iets moois vir my hieraan, in terme van God se gemeenskap. Maar dan die verrassende wat ek wil eintlik uitlig, is dat Moses, as hierdie dogters van Selofgad met hierdie versoek na Moses toe kom, is dat Moses nie vir hulle antwoord gee nie. Is dat Moses nie uit sy eie wysheid en of seggenskap en of mag, wat hy wel gehad het, vir hulle antwoord gee nie. Inteendeel, ons sien dat ook nie Eleazar dit doen nie. Ons sien dat ook nie die manne van die volk, die paas, die leiers van die volk dit doen nie. Inteendeel, daar's nie eers sprake daarvan dat hulle gou 'n vergaderingkie gehou het en gesê, hoorie manne, kom ons vat net gou hierdie versoek van hierdie dogters en kom ons bespreek dit net gou. Kom ons gebruik net gou ons wysheid en ons seggenskap en ons mag wat ons het om bepaalde besluite te kan neem, sodat ons vir hulle leiding kan gee en kan besluit wat ons met hierdie saak gaan maak. Inteendeel, daar's niks daarvan nie. Nee, ons sien dat Moses se heel eerste reaksie op hierdie versoek is om dit wat hierdie dogters van Selofgad na Moses toe gebring het, na die Here toe te vat. En vriend, ons moet raak sien dat as hulle dit na Moses toe bring en Moses dit na die Here toe vat, dan is dit nie asof Moses nie die vermoë gehad het om hulle dalk op 'n of ander wyse te kon help nie. Dis nie asof Moses nie wysheid gehad het nie. Dis nie asof Moses nie die mag gehad het of enige ander van hierdie ander leiers wat in 'n posisie van mag was in Israel nie. Hierdie was vermoënde ouens wat waarskynlik uit hulle eie uit hierdie dogters kon help. Maar die feit dat Moses eintlik nie uit sy eie beweging en uit sy eie wysheid of kennis of mag of seggenskap vir hulle antwoord gee nie, wil vir my iets daarvan sê dat Moses en hierdie leiers ten diepste besef het dat hulle net huurders is. Dat hulle nie die eienaars is van hierdie grond wat gegee moet word nie. Maar dat wanneer daar grond gegee gaan word, wanneer hulle hier in die beloofde land ingaan, dat alleen God daardie reg het. Dat alleen God daardie eienaarskap het en dat dit God is wat kan sê wie hierdie grond kan kry en hoe die grond verdeel moet word. Dat God met ander woorde die gewer daarvan is en dat ons as mens slegs die ontvangers, die huurders, die rentmeesters daarvan is. En nadat Moses dan na die Here toe gegaan het met hierdie versoek van die dogters, met hierdie saak van die dogters, die woord saak wil vir ons ietsie sê van iets waaroor hulle regtig baie gedink het, iets waarin hulle regtig hulle onderskeidingsvermoë gebruik het. Nadat God hierdie saak met ander woorde na die Here toe gevat het, dan kom die Here terug. En in 'n wêreld van maghebbers, in 'n wêreld waarin daar 'n wanbalans was tussen die maghebbers en die ouens met die seggenskap teenoor die weerloses wat dikwels nie 'n stem gehad het nie. In 'n wêreld waarin daar wanbalans was tussen die wat baie gehad het en die wat bietjie gehad het,
kom God en hy ontferm homself oor die weerloses. Kom God en hy bevestig eintlik, maar alles behoort aan hom. En hierdie dogters van Selofgad kan verseker hierdie grond kry wat hulle pa sou kry. Dis nie eers vir God 'n kwessie nie. Natuurlik kan hulle dit kry. Want hy is die regverdige, barmhartige, liefdevolle God en gewer van alles wat ek en jy in hierdie lewe kan besit. Hy is die gewer daarvan en hy wat God is, soos wat hierdie verhaal vir ons so mooi illustreer, gee sonder om onderskeid te maak. En met oorvloed en met liefde. Ons sien met ander woorde, vriende, in hierdie verhaal, as ons weer terug gaan na die vraag waar ons begin het, naamlik, is ek en jy die eienaars en of is daar ook iemand anders en of wat is ons rol, sien ons baie duidelik, dit wat ook reg aan die begin in Genesis al vir ons geopenbaar is, dat God, omdat hy die skepper van alles is, dat hy inderdaad ook die eienaar van alles is. Dat hy die gewer is. En dat ek en jy slegs huurders is. Dat ek en jy slegs rentmeesters is. En die feit dat ek en jy net rentmeesters is, en dat God die gewer is van alles wat ons in hierdie lewe kan hê. En selfs ook in die lewe hierna, het vir my en vir jou bepaalde implikasies. En daar is so 3 van hierdie implikasies wat ek graag vanoggend ook wil uitlig. Die heel eerste implikasie wat ek wil uitlig is dat hierdie wete transformeer totaal en al die manier waarop ek en jy nadink oor die beginsel van om te gee. Het sy dit is dat jy besig is om van jouself te gee, of jy besig is om van jou tyd te gee, of jy besig is om van jou geld of van jou besittings te gee, wat dit ook al is, waarmee ek en jy besig is in terme van gee, dit transformeer dit geheel en al. Want sien vriende, wanneer ek en jy besef en leef met die ingesteldheid dat God die gewer is van alles wat ek en jy besit, en dat ek en jy net rentmeesters, ontvangers daarvan is, dan maak dit ons vry van die greep wat dinge soos ons besittings en 'n verknogtheid aan onsself baie keer oor ons lewens het. En dit maak ons vry, dit stel ons in staat om ander mense daarmee te kan seën. Want sien vriende, as God uit vrye genade, sonder dat ek en jy iets daarvan verdien, vir my en vir jou klein sondige mensie bereid is om nie alleen net lewe in oorvloed te gee nie, maar om ook alles wat ek en jy het vir ons te kan gee, om te kan lewe. Wie is ek en jy om minder te doen? Om nie ook sonder onderskeid en uit vrye genade verander te gee nie. Nou wanneer ek en jy begin leef met die ingesteldheid dat God die gewer is van alles wat ons het, dan word daardie maaltyd wat op my tafel is iets wat ek baie maklik deel met iemand anders of met 'n vreemdeling of met 'n vriend. Wanneer ek besef dat my tyd nie my tyd is nie, maar dat dit 'n geskenk is wat van God afkom, dan ontdek ek dat daar altyd tyd vir God is. Altyd tyd is vir sy koninkryk en vir dit wat vir God belangrik is.
Wanneer ek besef dat dit nie my geld in my rekening is nie, maar dat dit God se geld is. Nou weet ek, jy sal vir my sê nie, maar jy's mal man, ek het al gewerk vir my geld, dis my geld. Maar dink vir 'n oomblik daaroor na. Wie die lewensasem vir jou gegee? Wie het vir jou in staat gestel om die werk te kan doen wat jy doen, sodat jy kan geld verdien, sodat jy kan kos op die tafel sit, sodat jy 'n klomp dinge kan doen en geld in jou rekening kan hê? Dit is alles God wat dit aan ons gee, en wanneer ek besef dat dit God se geld is wat in my rekening is, dan ontdek ek dat dit daar is nie om myself te verryk nie, maar dat God dit aan my gee om my te herinner aan sy guns, wat ek so onverdiend ontvang, en om my in staat te stel om ook ander daarmee te kan help. Ja, vriende, wanneer ons ontdek dat God die gewe is van alles wat ons het, ontdek ek en jy ook werklik wat dit beteken om self gewers te wees. Want eintlik al wat ons doen is ons vat dit wat God vir ons gegee het in oorvloed, en ons sê, maar ek wil dit nie vir myself hou nie, want ek wil hê dat mense moet deel in die oorvloed van God se genade. Die tweede implikasie wat ek wil uitlig, vriende, is dat as ek en jy leef met daardie ingesteldheid dat God die gewer van alles is, dan besef ons dat ons ook inderdaad rentmeesters is. En 'n rentmeester, vriende, is iemand wat dit wat die eienaar aan die rentmeester toevertrou het, versorg. En dit gebruik vir dit waarvoor dit bedoel of bestem was, tot die eer van die eienaar daarvan. Ja, vriende, ons moet besef dat wanneer ons met hierdie ingesteldheid leef, dat ek en jy die verantwoordelikheid, die roeping van God ontvang het om hierdie skepping, wat hy vir my en vir jou gegee het, om dit te versorg. Om dit te gebruik vir dit waarvoor hy dit bestem het, en ook tot eer van sy naam, dat ek en jy 'n verantwoordelikheid het om vir die natuur te sorg as gelowiges. Dit herinner ons daaraan, vriende, dat hierdie liggame wat ek en jy gekry het, dat ons ook net rentmeesters hiervan is. Ons word herinner deur Paulus in 1 Korintiërs 6 dat ons nie eers aan onsself behoort nie, vriende. Dat ons die Heilige Gees van God ontvang het wat in ons leef, en dat hierdie liggame vir ons 'n tempel vir die Heilige Gees is, dat ons nie aan onsself behoort nie, maar dat ons gekoop is met 'n duur prys. En dat ek en jy as rentmeesters ook van hierdie liggame wat ons van God ontvang het, ons liggame moet versorg. Dat ons dit moet oppas. Dat ons dit moet gebruik vir dit waarvoor God dit bestem het, naamlik om met ons liggame in alles wat ons doen, God te eer. Ja, vriende, wanneer ons met 'n rentmeester ingesteldheid begin leef, dan besef ons dat ook die kar wat ek het, dat ook die rekenaar wat ek het, dat ook die huis wat ek het, dat alles wat ek het, met ander woorde, dat dit aan my gegee is deur God. En dat ek eintlik elke dag vir myself kan afvra, maar hoe gebruik ek my kar tot eer van die Here? Hoe gebruik ek my huis tot eer van die Here? Hoe rig ek my huis in? Hoe gebruik ek die rekenaar wat ek het tot eer van die Here? Want ek is slegs die rentmeester daarvan, en dit is aan my gegee uit vrye genade. Die derde implikasie van wat dit beteken om te leef met hierdie ingesteldheid, met die wete dat God die gewer
is dat dit oorvloei in 'n lewe van dankbaarheid. 'n Lewe waarin ek en jy dankbaarheid as 'n aktiewe geloofsgewoonte kan beoefen. Waarin ek en jy elke oggend die dag kan begin deur te sê, Here, dankie vir 'n nuwe dag, dankie vir elke asemteug in my longe. Waarin ek en jy op pad werk toe, wanneer ons hare uit ons koppe wil uittrek oor die verkeer of wat ook al, kan sê, Here, dankie dat ek 'n werk het waarna toe ek op pad kan wees. 'n Lewe waarin ek en jy elke keer wanneer ons aansit saam met vriende of saam met familie aan tafel, dat ons kan sê, Here, dankie vir u sorg. Dankie vir hierdie kos, Here, want ons wil dit nie van selfsprekend aanvaar nie. 'n Lewe waarin ek en jy elke dag met elke ding, met elke mens in ons lewens kan sê, Here, dankie dat u my begenadig. En bovenal, vriende, dit bring ons ook by 'n punt, wanneer ek en jy besef, God is die gewer van al die dinge, dan bring dit ons by 'n punt, soos Paulus, om te besef dat al hierdie goed wat ons elke dag het en ontvang het van die Here, dat dit ook eintlik van ons af weggeneem kan word. En dat die belangrikste en die grootste ding wat ek en jy van God af ontvang het, en wat ewigdurend is die lewe wat ek en jy ontvang het, toe God selfs nie eers sy eie seun gespaar het, en hy vir ons aan die kruis gesterf het. Ja, vriende, dit lei vir my en vir jou om 'n lewe te leef waarin ons elke dag dankbaar is dat ons in Christus genade op genade ontvang het. Dat wanneer hierdie lewe sy streepie trek en dit vir my en vir jou aan 'n einde kom, dat dit nie daar ophou vir my en vir jou nie, maar dat ons deel het aan die ewige lewe in Jesus Christus. Dat ons Christus as enigste en grootste bate ontvang het. Vriende, mag die Here homself elke dag en ook op hierdie dag net weer opnuut kom openbaar as die gewer. As die een wat gee sonder om te onderskei. En mag dit my en jou inspireer om nie te dink oor hoe ook ek en jy verander gee. Mag dit my en jou opnuut inspireer en laat besef dat ons rentmeesters is van alles wat God vir ons gegee het in hierdie wêreld. En mag ons antwoord met dankbaarheid en bovenal met dankbaarheid vir die feit dat Christus vir my en vir jou met 'n baie duur prys losgekoop het. Amen. Ons liefdevolle God en hemelse Vader, gewer van alle dinge. Ons loof U, Here. En ons antwoord vanoggend met dankbaarheid vir U guns, wat U sonder dat ons 'n kriesel daarvan verdien, aan ons skenk. Ons loof U in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes, en ek wil jou nooi, maak gerus gebruik van die SnapScan barcode wat nou op die skerm sal verskyn, of jy kan ook alternatiewelik gebruik maak van 'n EFT, so ook deur middel van ons internetbankdienste. En terwyl ons dit doen, vriende, een of twee afkondigings.
Heel eerste wil ek net weer die ouderlinge en diaken wat verkies is tot die kerkraad aan die voorhou. Hulle is Rudy Kloete, Ilse Mostert, Herman Lourens, Andries Conradie en Pieter Devenish. Kom ons bid ook en vra dat die Here vir hulle ook in die besonder met hierdie roeping wat die Here ook op hulle geplaas het, dat die Here vir hulle daarin sal seën en sal versterk en sal voorberei. En dan vriende wil ons ook graag baie dankie sê vir elkeen van julle wat so sonder om eers 2 keer te dink gehelp het en nog steeds help in die hoop projek. Vriende, vir elke pakkie wat of kos of wat ook al wat afgelewer is, wil ons dankie sê. Vir elke geld wat inbetaal is om met hierdie projek te help, wil ons dankie sê, vriende. Vir elke bydrae wil ons regtig waar so baie dankie sê. Dankie dat julle op hierdie wyse bydra tot die hoop in ons gemeenskap. En ek wil jou nooi dat as jy nog steeds dalk op een of ander manier daarby betrokke wil raak, dat jy ons sal kontak, dat jy vir my of vir Pieter of dalk vir Annelies of die kerkkantoor sal kontak. Ons sal graag van jou wil hoor en jou ook graag deel van die span wil hê. Vriende, dit is dan al wat die afkondigings vir hierdie week betref. Kom ons sluit af met 'n loflied tot eer van die Here. Mag die God van hoop deur die geloof sy vrede en sy vreugde in jou hart uitstort, sodat jy oorvloedig mag wees deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Tot volgende keer.